Ek lees dan vir ons saam uit Maleagi 1, vers 6 tot 14. 'n Seun eer sy vader en 'n slaaf sy eienaar. As ek dan vader is, waar is die eer wat my toekom? En as ek Here is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek is, die Here die Dit is wat ek, die Here die Almagtige, vir julle vra, priesters, julle wat my met minagting behandel. Maar julle vra, hoe het ons u met minagting behandel? Julle bring onrein voedsels op my altaar en dan vra julle, hoe het ons u te nagekom? Julle doen dit wanneer julle dink, die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie. En wanneer julle 'n siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie. Bring bietjie so iets vir jou goewerneur, sal hy ingenome met jou wees of jou vriendelik ontvang. Dit is wat die Here die Almagtige sê. En dan sê julle, maak God dan tog nou goedgesind dat hy ons genadig kan wees. As julle so optree, sal hy een van julle se versoek toestaan. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Was daar maar iemand onder julle wat die tempel se deure wou toesluit, sodat julle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie. Ek hou nie van julle nie, sê die Here die Almagtige, en ek wil nie 'n offer van julle hê nie. Van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, word ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring, rein offers. Ek word deur die ander nasies geëer, sê die Here die Almagtige, maar julle doen my naam oneer aan. Julle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word en die offers daarop met minagting behandel word. En dan sê julle nog, dis 'n klomp moeite en julle trek julle neus daarvoor op. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Julle bring gesteelde, lam, siek diere, julle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee dat julle vir my sulke goed bring? Vra die Here. Daar is 'n vloek op elke skelm wat 'n bul of 'n ram vir sy kudde in sy kudde het en 'n gelofte doen en dan 'n verminkte ding aan die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here die Almagtige. Vir my het die nasies ontzag. Ons lees net so ver. Gemeente, ons almal ken die bordspeletjie Monopoly baie goed. Nou die doel van die speletjie is om die monopolie op die eiendomme te bekom. Daarom moet jy so vinnig as moontlik, soveel as moontlik eiendomme opkoop en dan ook huise en hotelle daarop bou. Wanneer iemand anders dan op jou eiendomme land, moet hulle natuurlik aan jou huur betaal. Nou om die speletjie so bietjie meer uitdagend te maak, is daar 'n paar plekke op die speelbord wat jy eerder net graag sal wil vermy. Die eerste van hierdie staanplekke wat jy graag wil vermy, is die 4de staanplek. Nou die 4de staanplek op die Monopoly bord is die staanplek waar jy belasting moet betaal. So wanneer jy ook al daar land, moet jy R200 se belasting betaal. As jy nie R200 het nie, moet jy van jou eiendomme en jou huise gaan verkoop om die geld bymekaar te kan skraap. As jy dit alles gedoen het en nog steeds nie R200 het nie, wel dan verloor jy. Dan is jy eenvoudig uit die spel uit. Net so, wil jy ook baie graag die 30ste staanplek op die Monopoly bord vermy. Wanneer jy op hierdie 30ste staanplek land, word jy dadelik tronk toe gestuur. Sonder vrae, sonder verduidelikings, sonder enige vergunnings, moet jy reguit tronk toe gaan. In die speletjie is daar dan een van 3 maniere om uit die tronk uit te kom. Eerstens moet jy 'n boete betaal. Tweedens kan jy jou tronkstraf uitdien. Maar dan is daar ook 'n derde manier wat eintlik die lekkerste en die maklikste is. Dit is wanneer jy die kaartjie het waarop staan, kom gratis uit die tronk uit. As jy hierdie kaartjie het, kan jy met gemak die speletjie speel, want jy weet, selfs al word jy tronk toe gestuur, wys jy net die regte kaart en jy kan uit die tronk uitgaan. Jy wys die kaart en dan speel jy aan asof niks gebeur het nie.
Geen boete, geen tronkstraf en geen gevolge nie. Nou die bordspeletjie Monopoly het natuurlik baie lank na die Bybel eers ontstaan, en tog sien ons dat die volk van God in die Bybelse tyd ook leef en maak soos wat hulle wil, so asof hulle ook 'n kom gratis uit die tronk kaartjie het. Die volk, onder leiding van die priesters, misbruik hulle verhouding met God as hierdie kom gratis uit die tronk kaartjie. Want omdat die volk God se volk is, misbruik hulle God se genade as 'n lisensie om te kan verkeerd leef en te kan verkeerd doen. Want selfs al tree hulle verkeerd op, selfs al sondig hulle teen God, is God mos nog steeds hulle God. Daarom kan hulle mos maar maak en doen wat hulle wil. Want God moet hulle mos vergewe. Hy is mos hulle God. Hy is mos genadig. As ons terugblaai deur die Bybel, dan sien ons dis nie iets niets vir die volk om hulle verhouding met God te misbruik, om uiteindelik die gevolge van hulle sonde te probeer ontduik nie. In Maleagi 1 vers 2 sien ons dat God vir die volk sê, ek het julle lief. Die volk bevraagteken egter God se liefde vir hulle. Vers 2, ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het U ons lief? God se liefde vir sy volk is verbondsliefde. Hy het hulle lief, omdat hy 'n verbond met Abraham kom sluit het. Reeds in Genesis 17 het God vir Abraham, en daarom ook die volk, gekies en geroep. En daarom bly hy getrou aan Abraham en aan sy volk. Die volk word daarom nou in Maleagi 1 deur God herinner aan hierdie verbond wat hy met hulle kom sluit het. God sê in Maleagi 1 vir die volk, is Esau dan nie Jakob se broer nie? Tog het ek vir Jakob lief, maar van Esau het ek 'n afkeer. God het 'n afkeer van Esau, nie omdat Esau iets verkeerds gedoen het nie. God het 'n afkeer aan hom, omdat hy vir Jakob gekies het. God is die een wat vir Jakob kom insluit by die verbond van Abraham. Daarom is God die God van Abraham, Isak en Jakob. God het 'n afkeer in Esau, want hy kies vir Jakob. Selfs al is Jakob nie die oudste broer nie, selfs al kom die eerste geborene reg nie vir Jakob toe nie, nog steeds kom kies God vir Jakob. Hy is die een wat kies om die God van Abraham, Isak en Jakob te wees. Die een wie kom verseker dat sy volk deel is van die nageslag van Abraham. God kies sy volk en dan bly hy getrou aan sy volk, selfs deur oorloë, deur terugslae en selfs deur die volk se sonde. Deur dit alles is God die God van die volk. Deur dit alles is hy die een wat sy volk seën en beskerm. Hy is die een wat hulle versorg. Hy is die een wat getrou bly aan hulle en aan die beloftes wat hy aan hulle kom maak het. En tog kom bevraagteken die volk God se liefde vir hulle. Hulle kom bevraagteken dit, selfs al kom bewys God sy liefde deur die verbond wat hy met hulle kom sluit het. Mense sal verwag dat die volk God se liefde vir hulle sal erken, juis as gevolg van die verbond en die feit dat hy hulle deur Exodus en deur alles gelei en beskerm het. Mense sou verwag dat die volk God se liefde sal erken en dan in dankbaarheid teenoor hom begin leef. 'n Mens sou verwag dat die volk God se liefde erken en dan getrou sal wees aan God en aan sy woord. Ongelukkig is dit nie hoe die volk optree nie. Hulle erken nie God se liefde vir hulle nie. Deur die geskiedenis van die Ou Testament is die volk nie getrou aan God nie. Hulle is nie getrou aan die opdragte wat God aan hulle gee nie. As ons deur die Ou Testament lees, dan sien ons eerder 'n baie duidelike patroon raak.
Die volk leef in sonde, hulle aanbid afgode, hulle word verdruk, en dan skielik onthou hulle weer van God. Dan skielik hardloop hulle na hom toe om hulle te kom red. Skielik onthou die volk dan weer van God, en dan speel hulle die kom gratis uit die tronkkaartjie. Want hy is hulle God. Hy moet hulle nou red. Selfs al het hulle gesondig, selfs al vergeet hulle van God, moet hy nou genade aan hulle bewys. Want dit is mos wie hy is. Die volk vergeet van God, en dan sodra hulle in die moeilikheid beland, dan maak hulle aanspraak op God se goedheid en op sy getrouheid. Wanneer God se volk tot hom roep en bid, dan verhoor hy hulle gebede en hy lei hulle. Hy verlos hulle. Hy bevry hulle uit Egipte. Maar sodra dit weer begin goed gaan met die volk, vergeet hulle weer van God en het hulle nie 'n saak met hom nie. Hulle vergeet van hom totdat dit weer tyd raak om van hom te onthou. Totdat dit weer tyd raak vir God om hulle te verlos. Vir God om hulle te help. En dan haal hulle die kaartjie uit. Want God is ons God. God moet ons daarom nou genadig wees. Die volk misbruik die feit dat God hulle God is as 'n rede om te kan doen net wat hulle wil. Die volk is God se volk en daarom dink hulle dat hulle immuun is teen God se straf en teen God se oordeel. Reg deur die geskiedenis is dit wat hulle doen. Hulle steur hulle nie aan God nie, totdat daar moeilikheid is en dan maak hulle aanspraak op God se goedheid. Daarom kom sê God in Maleagi 1 vir die volk, ek het julle lief. Maar hy gaan in vers 10 verder deur te sê, ek hou nie van julle nie, en ek wil ook nie julle offers hê nie. God hou nie van sy volk nie, want hulle is nie getrou aan hom nie. Hulle behandel hom met minagting. Hulle het hom nie lief nie. Hulle leef nie soos wat hy van hulle vra nie. Hulle vergeet van hom, en dan onthou hulle weer van hom as hulle hulp nodig het. Daarom, ek het julle lief, maar ek hou nie van julle nie, en ek wil nie julle offers hê nie. Dis belangrik om raak te sien dat God nog steeds hulle lief het. Ten spyte van hulle sonde, ten spyte van alles wat hulle doen, het God hulle nog steeds lief. Met ander woorde, ten spyte van alles wat hulle doen, bly God nog steeds hulle God. God het hulle nog steeds lief, want hy het die verbond met Abraham, Isak en Jakob gesluit. God het hulle lief, want sy liefde vir sy kinders is nooit voorwaardelik nie. Sy liefde vir ons hang nooit af van wat ons doen of nie doen nie. Sy liefde vir ons hang af van die feit dat hy ons gekies het. Dat hy gekies het dat ons sy kinders moet wees. Daarom is hy steeds die God van die volk. Daarom is hy nog steeds hulle Here en hulle Vader. Daarom, selfs al vergeet die volk van God, selfs al behandel hulle hom met minagting, selfs al bring hulle onrein en blinde offers, God bly steeds hulle God. God bly steeds lief vir sy volk. Ek het julle lief, sê God, maar ek hou nie van julle nie, en ek wil nie julle offers hê nie. God is lief vir sy volk, maar dit beteken nie dat hy tevrede is met sy volk nie. Dit beteken nie dat hy alles wat hulle doen, sommer net aanvaar en goedkeur nie. God verwerp die volk se optrede. Hy verwerp nie die volk nie, maar hy verwerp hulle optrede. Hy verwerp hulle sondes. Hy verwerp hulle onrein offers. In Maleagi 1 beskuldig God sy volk daarvan dat hulle hom nie liefhet nie en dat hulle hom ook nie respekteer nie. Alhoewel daar natuurlik 'n klomp ander volke is wat ook nie vir God liefhet nie en wat hom ook nie aanbid nie, kom beskuldig God vir die volk van Israel daarvan, want hulle is sy volk. Dit is God se volk wie hy vir homself gekies het. Hy het sy eie volk gekies, maar nou is dit vir hulle te veel moeite om in gehoorsaamheid aan hom te leef.
Die volk van God is God se volk, omdat hy vir Jakob gekies het. Vers 2. En daarom is dit vir God so moeilik wanneer sy volk hom verwerp. Daarom is dit vir hom so sleg wanneer hulle met minagting optree, wanneer hulle onrein offers bring. Die volk van God se optrede is vir hom so erg, dat hy in vers 10 sê, dat dit vir hom beter sou wees, as iemand net die tempel se deure wou toesluit, sodat sy volk nie meer vir hom van hierdie onrein offers sou kon bring nie. Dit sou vir God beter gewees het, om glad nie offers te kry nie, as wat hy heeltyd hierdie onrein offers moes kry. Die onrein offers, wat die volk se liefdeloosheid, en hulle ongehoorsaamheid aan God keer op keer weer bevestig. Die priesters kla dat die offers te veel moeite is, en daarom trek hulle neuse daarvoor op. Dis vir hulle te veel moeite om in gehoorsaamheid teenoor God te leef, teenoor hulle Here en hulle Vader. En tog, sodra hulle in die moeilikheid beland, dan weet hulle na wie toe om te hardloop. Hulle weet dan dat God, hulle God, die almagtige Vader, die God van die verbond, die enigste een is, wie hulle sal kan help. Daarom hardloop hulle na hom toe. Dis te veel moeite om in gehoorsaamheid te leef teenoor God, maar is nie te veel moeite om hulle noodkrete tot God te rig, wanneer hulle uiteindelik in die moeilikheid is nie. Dan is dit skielik nie te veel moeite om die kom gratis uit die tronkkaartjie te gebruik nie. Dan, wanneer hulle in die moeilikheid is dit nie te veel moeite om vir God te herinner dat hy hulle goedgesind en genadig moet wees nie. God sê in vers 11, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, word ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring, rein offers. Ek word deur die ander nasies geëer, maar julle doen my naam oneer aan. Geliefdes, as ons vir 'n oomblik aan onsself dink, dan moet ons erken dat ons nie onskuldig is wanneer dit kom by ongehoorsaamheid aan God nie. Ons raak dikwels ook so vinnig aan die hardloop dat geloof vir ons ook maar net 'n bysaak word. Geloof raak dikwels vir ons ook maar net 'n kom gratis uit die tronkkaartjie. Ons vergeet van God, maar wanneer dit sleg gaan, wanneer dit moeilik gaan, dan hardloop ons na hom toe. Dan wil ons hê hy moet ons red en hy moet ons gebede verhoor. Ons misbruik dikwels geloof ook as 'n lisensie om sonde te doen, of as 'n lisensie om onsself te probeer regverdig en vir onsself te vertel dat ons sonde eintlik nie so erg is of so sleg is nie. Kan jy sien, dis nie net die volk van God wat so opgetree het nie, want ons is baie keer ook besig om hierdie patroon maar net voort te sit. Die troos vir die volk van God, maar ook vir ons elkeen, is dat alhoewel ons dikwels van God vergeet hy nooit van ons nie. Ons sien dit in Maleagi 1, want Maleagi 1 begin nie by die sondes van die volk en by hulle ongehoorsaamheid nie. Maleagi 1 begin by God, by die almagtige Vader, wat in vers 2 vir ons elkeen kom sê, maar ek het julle lief. Maleagi 1 begin by God, wat die volk aan hom kom vasbind, ten spyte van hulle sondes. Maleagi 1 begin by die skepper van die hemel en die aarde, die een wie uiteindelik sy seun gestuur het, nie net om die volk te red en te verlos nie, maar ook om elkeen van ons wat in hom glo, te kom red en te kom verlos. Maleagi 1 begin by die almagtige God, wie elkeen van ons kom insluit het by die verbond. Die God wat nie net die God van Abraham, Isak en Jakob is nie, maar die God wat die God van Abraham, Isak, Jakob, Zulka, oom Skallie, tannie Ria is. Maleagi 1 begin by God,
By God wie kies om elkeen van ons se sondes te vergewe. Selfs al maak ons elke liewe dag droog. Wanneer ons daarom vandag sou wonder, maar hoe het God ons lief? Dan het ons net nodig om na die kruis en die leë graf van Christus te gaan kyk. Want 2000 jaar gelede aan die kruis van Jesus Christus word God se liefde vir elkeen van ons duidelik. Die kruis van Christus bewys dat God se liefde vir ons nie afhang van ons dade of ons gehoorsaamheid nie. Die kruis van Christus bewys dat God se liefde vir ons afhang van Jesus Christus. Van Jesus Christus wie kies om in elkeen van ons se plek te kom sterf. God se liefde hang af van hy wat kies om ons te kom insluit by die verbond wat hy met Abraham kom sluit het. En daarom, omdat hy ons gekies het, omdat hy ons God is, word elkeen van ons vandag nog geroep en deur die Gees van God gelei om in gehoorsaamheid aan God te leef. Gehoorsaamheid nie omdat ons nog nie gered is nie, maar gehoorsaamheid omdat ons nou reeds met die versekering leef dat God ons reeds liefhet, dat hy ons reeds gered het. Gehoorsaamheid omdat ons dankbaar is vir die kruis en vir die leë graf van Christus. Dankbaar omdat ons weet dat ons daarbey ingesluit is. Gemeente, die evangelie van God is nie net 'n kom gratis uit die tronk kaartjie nie. Die evangelie is veel beter. Dis die bewys van God se liefde, sy genade en sy beloftes aan elkeen wie in hom glo, aan elkeen wie hy kom uitkies het. Die evangelie is die rede waarom ons volgens God se wette kan en wil leef. Die evangelie van God is die rede waarom ons vir God eer en waarom ons deur ons lewens hom verheerlik. God kies ons en hy red ons en daarom het ons hom lief. Daarom loof en prys ons hom. Daarom doen ons wat hy van ons in sy woord vra. En daarom glo ons in hom. Mag ons daarom vanoggend hier uitstap en in liefde, geloof en dankbaarheid gaan leef, soos wat God van ons in sy woord vra. Want God is baie meer as net iemand op wie se knoppie ons druk, wanneer ons in die moeilikheid beland. Hy is baie meer as net iemand wie reageer op 'n kom gratis uit die tronk kaartjie. Hy is ons almagtige Vader, die een wie ons kies, die een wie ons liefhet met verbondsliefde, die een wie aan elkeen van ons die ewige lewe kom skenk, die een wie ons deur sy Gees kom lei en kom leer, die een wie ons vanoggend en elke liewe dag weer kom vertroos met die woorde van vers 2, want ek het jou lief. Amen.